ons Here Jesus Christus, waarom soek jy die sin van die lewe? Waarom soek jy wie jy is en wat is sinvol in die lewe waarin jy betrokke is? En God weet dat ons sy kinders maklik vergeet. En dit is hoekom hy in sy woord sy wil bekend gemaak het hoe wil hê dat hy aanbid moet word en ons gedurig weer daar aan herinner. Dit is hoekom ook ons eredienste ingerig is in 'n ontmoetingsgeleentheid waarin ons in 'n gesprek met God is, of God eintlik met ons in 'n gesprek is om te sê wie hy is en wat hy van ons verwag. Die kenmerke van 'n ware kerk volgens artikel 29 van die NGB is die suiwere bediening van God se woord. Dis God se wil. As ons wil weet hoe ons moet leef en in 'n gesonde verhouding met God moet wees, moet ons met die Bybel te doen hê. Moet ons daarmee werk, broers en susters, want dit is God se wil. Sy geopenbaarde wil. Dis wat hy sê wie hy is, wie ek is en hoe hierdie verhouding moet werk. Die tweede kenmerk is die suiwere bediening van die sakramente. Wat is sakramente? En die katekisme sê vir ons in Sondag 25, vraag 66, wat is sakramente? Dis 'n teken, dis 'n seël, dis iets wat vir jou sê, wat in die tekens van die brood en die wyn en die doop vir jou sê, wat God vir jou gedoen het. Dat God opgeoffer het, in ontfermende liefde ingegryp het in 'n dooie lewenstyl en ons opgewek het om nuwe mense te wees, tot 'n nuwe status verhef. Dis herinneringstekens. Dis hoekom dit gereeld gebruik moet word, dat ons herinner kan word wat die inhoud van God se liefde beteken. Dis nie maar net 'n ritueel nie, dis nie maar net 'n naamgewing nie, dis 'n herinneringsteken, en almal van ons dra dit op ons voorkoppe. En oor 'n paar weke het ons nagmaal. Maar geliefdes, besef ons wat dit is die inhoud van hierdie verbondsooreenkoms. Wat dit beteken, God herinner ons gedurig weer, dis wat hy met sy volk ook gedoen het. Maar uit ons voorgeleesde gedeelte sien ons dat ons so maklik vergeet. Die volk Israel ook. En as jy vergeet, broers en susters, en nie besef wat God vir jou gedoen het en wie jy is deur die nuwe herskepping van God in Jesus Christus nie, dan is jy op 'n pad wat gaan uitloop op die dood. Israel is 'n verbondsvolk. Is 'n verbondsvolk waarin ook hierdie voorregte gedeel is en wat hulle presies geweet het wat hulle voorregte hulle het. Maar hierdie bevoorregte volk het vergeet. Maar God vergeet hulle nie. God in hierdie verbondsooreenkoms wat hy met die volk het, bly by sy ooreenkoms. En daarom gaan hy met sy volk in 'n gesprek, in 'n regsgeding. In sy ontfermende liefde is God besig om ook deur hierdie dissipline wat hy wil toepas, die volk te begelei om weer te besef wat hulle posisie in die Here is. Nou ook in hierdie klag staan, wat God hier in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, vir die volk voorlê, wys hy duidelik wat sy liefde vir hulle is. God wil nie veroordeel en verdoem nie, maar hy wil sy bruid terug hê. Dis sy bruid. Hy het opgeoffer. Hy wil haar bekleed met die geregtigheid van Jesus Christus. En in hierdie regsgeding gaan God dan terug en hy sê, kyk net bietjie terug.
tot 'n nuwe lewe gebring het. 'n Lewe in Jesus Christus. Begenadigdes wat mag deel in die liefde van God. In Christus is die weg tot die lewe vir ons oopgemaak. In Christus kan ek lewe en die lewe in oorvloed. Met volle oorgawe. Besef ons hierdie bevoorregte posisie, geliefdes. Dis 'n bevoorregte posisie, maar ook 'n verantwoordelike posisie. En die groot vraag, het ons dit dalk al vergeet nie? Want Israel het vergeet en daarom hulle huidige toestand. Hulle huidige toestand is 'n eiewillige godsdiens. God word nie meer in hierdie verbondsverhouding verheerlik nie. Hy word nie gedien soos God het vir hulle gevra het nie. Hulle toestand is anders as wat dit vroeër was. Hulle vergeet. Hulle vergeet hulle eie afkoms, hulle eie geboorte, die sin van hulle eie bestaan, hulle eie identiteit. Hulle vergeet wie hulle by mekaar gebring het, wie hulle in 'n verbondsverhouding met mekaar en met God gebring het. Hulle vergeet hulle jong tyd, hoe hulle God liefgehad het, hoe hulle as bruid hom gevolg het in alle opsigte. Hulle vergeet hoe hulle 40 jaar onbekommerd in 'n woestyn kon leef, omdat God in sy almag gesorg het. Hulle vergeet God se liefde. En uiteindelik gee hulle daarmee te kenne dat die fout nie by hulle is nie, maar by God. Dat dit eintlik God is wat gefaal het, wat ontrou geword het. Met ander woorde, God kan nie in alles voorsien nie. En daarom moet ek ook ander planne maak om hom te help, om te voorsien in my behoeftes wat ek het. Hulle vereenselwig hulle met die volksbelang. Die priesters vra nie na die Here nie. Hulle vra na wat is vir die volk belangrik. Wat begeer die volk? Wat is die verlange van die mensdom? Hoe moet ons verbruikersvriendelik raak, sodat die mense in hulle ore gestreel kan word? Die profete sê nie, so sê die Here nie. Maar dit gaan oor, wat wil die wêreld hê? 'n Godsvolk vergeet wie God is. Dis was onmoontlik, geliefdes. Maar dis wat gebeur. Hulle nie net vergeet nie, hulle verruil God vir iets anders. In die plek van God iets anders bykom. Ja, hulle is nog met hulle rituele besig. Van tyd tot tyd is daar die offerandes. Maar hulle harte is nie daarin nie. Dis 'n eiewillige godsdiens. Ek doen dit net sodat ek God, soos die ander gode, op 'n manier kan tevrede stel en in 'n goeie boekie met God kan wees. Hulle verruil God, die bron van die lewende water, en hulle gaan kap vir hulle waterbakke uit. Hulle stel hulle vertroue op mensgemaakte goed. Waterbakke uit klip. En hierdie klip was hierdie poreuse klip wat maklik verbrokkel, waardeur die water gesuiwer het. Dit kon nie lank water hou nie. Vandag is dit daar, môre is dit weg. En in hierdie versengende hitte van die woestynlewe maak hulle op staat op mensgemaakte bakke. Terwyl God die fontein, die bron van die lewende water, wat nooit ophou nie, verruil hulle vir mensgemaakte dinge.
mening. Moenie altyd in preets wees nie. Kom bietjie by. Raak deel van 'n wêreld wat ontwikkel. Al die lae van die volk, op alle lewensterreine, het begin om hierdie selfde mentaliteit aan te kweek. Kerk, staat, maatskappy, konings, regters, priesters, valse profete, almal het so gedink. Raak deel van 'n lewensstroom wat makliker is en wat jy self kan beplan en beheer oor kan hê. Die edele wingerdstok het nou 'n wilde, vreemde wingerdstok geword. Daar is nie meer vrugte nie. God se gesig word verwerp. Ek is nie meer afhanklik van God nie. Ek kan my eie besluite neem, want ek het die reg om dit te kan doen. So besmet was hulle met hulle sondige begeertes na ander gode, dat daar geen salf aan te smeer was, dat daar niks gebruik kan word om hulle skoon te was nie. Om God te verruil vir iets anders, broers en susters, is 'n pad van die dood. As jy wegbeweeg van die bron van die ware lewe, die water van die fontein wat opborrel en wat altyd beskikbaar is, gaan jy 'n woestyn lewe tegemoet waar jy van dors gaan sterf. En dit is baie maklik om vanoggend, broers en susters, verontskuldigend terug te staan en na Israel te kyk en te sê, dis dom. Hoe kan jy so optree? Hoe kan jy God verruil? En ons kan ons maklik verontskuldig om te sê, ek is betrokke. Ek kom eredienste toe. Ek gee bydrae. Ek is betrokke by die aktiwiteite. Ek mis nie 'n nagmaal nie. Al my kinders is gedoop. Gaan nie net oor wat jy doen nie, geliefdes. Dit gaan oor wat jy nie doen nie. En as jy dit doen, is jou hart in die godsdiens. Ons aanbiddingsgeleenthede. Hoekom kom jy eredienste toe? En as ons so kyk na Sondag, wanneer daar nie katekisasie is nie, hoekom is daar minder? Hoekom word ons doen alles in die praktyk van die lewe om vir ons kinders voorsiening te maak om in die praktyk van die lewe toegerus te word om in die lewe 'n toekoms te hê. Maar by die bron van die lewe wat werklik sin maak en wat die kern van ons doopsbeloftes is om ons kinders op te voed in die vrese van God se naam, is nie so belangrik op hierdie stadium. Per geleentheid is dit genoeg. Ons predikante, geestelike leiers, ouderlinge, diakens, Boetes, het jy jou bevestigingsformulier weer gaan lees? Pas julle hierdie skape op? Weet julle wat hulle behoeftes is? Kom julle by hulle uit? Versorg julle die kudde van God, want dit is julle opdrag. Dis waarvoor jy ja gesê. En broeders en susters, as gesinne, man, vervul jy nog jou rol as die priesterlike voorganger in jou huisgesin? Skep jy 'n plek waar daar veiligheid en geborgenheid is vir jou gesinslede? Is daar nog 'n tafel waar jy rondom sit om te kan praat en godsdienst te kan hou? Of het die wêreldse druk en se besig wees ons tyd opgeneem en ons energie getap, dat ons nie meer by uitkom by dit wat God wil hê nie? Is ons nog werklik kerk van ons Here Jesus Christus, broeders en susters, of speel ons kerk? Wil ons die wêreld akkommodeer? Is volksbelange belangriker as Gods belange?
gesonde, liefdevolle verbondsverhouding met ons te wees. Om weg te breek van God af. Die bron van die lewende waters. Dien geen doel nie. Moenie jou identiteit en jou sekuriteit en jou waarde gaan soek in die dinge in die wêreld nie. God het in sy genade in 'n verhouding met jou gekom deur Jesus Christus. In Jesus Christus is jy 'n nuwe skepsel. Het jy 'n hoë status waartoe jy verhef is. Christus sê in Johannes 7 vers 38, met die een wat aan my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Geliefdes, Christus is die wingerdstok. Ons is die lote. As ons in hom bly, dan dra ons vrug. Daar is lewe. Los van Jesus Christus is ons dooie lote. En dan is ons bestem om verbrand te word. Wat is jou verhouding met Jesus Christus in hierdie oomblikke? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here, dat U in U genade en in U ontfermende liefde nog getrou is aan U verbond. En dat U in liefde met ons praat, om ons te herinner aan wat U liefde vir ons beteken. Dat U ons gedurig herinner aan wie ons nou in Christus vir U is. Ons is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, U eiendomsvolk, ons behoort. Help ons om dit nie te vergeet nie. Help ons om nie ons aandag na die wêreld te draai en daarin uitgekapte waterbakke te probeer water kry nie. Maar dat ons by Jesus Christus die lewende waters sal ervaar en sal drink, sodat ons dorstige siele verkoop sal word en ons in staat sal wees om kerk te wees soos wat U dit wil hê. Dat ons nie eie-willige godsdienst sal beoefen wat ons laat wegbeweeg en U vergeet nie. Maar dat ons sal vashou aan U verbondsbeloftes en dat ons met verantwoordelikheid sal optree en dat ons lewenswyse sal wees volgens die status waartoe U ons verhef het. En dat ons in alle nederigheid, sagmoedigheid, geduld en verdraagsame liefde hard daaraan sal werk, om die eenheid wat U tussen ons gebring het en as bruid waartoe U ons verhef het, dat ons hard sal werk om hierdie bruidskerk skoon te hou, sodat ons gereed sal wees vir U bruidegom wanneer U kom om ons te behaal. Seën ons in ons kerk wees, in ons gemeente wees, ook in hierdie besondere tyd wat ons voorberei om weer nagmaal te vier, om weer herinner te word, dat ons onsself sal ondersoek en met vrymoedigheid sal kom aansit. Dankie dat ons ook in al ons aktiwiteite deel kan hê aan die verheerliking van U naam. Seën ons in hierdie dag, die week wat
oorlede is, wat siek is, in hospitale, wat aansterk na